Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Goeiemôre, jy kan jou sitplek kry. Dis lekker om jou by hierdie geleentheid te verwelkom in die moederskamer, aanlyn en ook hier vanmôre. Mag jy die teenwoordigheid van die Gees beleef. Ons het reeds gevra dat die Heilige Gees in jou kom werk en later meer daaroor. Maar wat 'n wonderlike voorreg, liewe vriende, om saam met die kinders in die koningskinders geleentheid, mag jy ook die Here se teenwoordigheid vanmôre beleef en op 'n baie unieke manier ook ervaar. Onthou jy jou eerste geleentheid waar jy gaan uiteet het met 'n meisie of met 'n man? Miskien het jy net vir die ete gegaan en het dit nie regtig gegaan oor die persoon nie. Maar miskien het dit regtig oor die persoon gegaan en was die kerslig en die romantiese atmosfeer en die blink van haar oë was werklik vir jou 'n ervaring gewees. Skaam het julle mekaar se hand gevat en het jy blink oog na gekyk en besef, met jou gaan ek nog 'n lang pad loop. Vir jou sal ek my kredietkaart gee, vir jou sal ek my beursie oopmaak, vir jou gaan ek net die beste gee. Miskien het jy dit vir die man gesê, want jy het besef, jy sal beswaarlik kan betaal. Wanneer ons by 'n eettafel is, liewe vriende, dan is dit asof ons beleef dat die Here met jou 'n pad wil loop. Gesels en kuier en ontspan, partykeer speel ons, partykeer bou jy 'n legkaart op 'n tafel. Aan die einde van die dag is die gesin saam en word daar gesels oor die dag van môre, groot besluite word daar geneem. 'n Eettafel is 'n saamkom van families, gesinne. En die emosie wat 'n eetkamertafel of 'n kombuistafel beleef, is partykeer van lag en vreugde aan mekaar gesit. Partykeer is daar traandruppels op die eetkamertafel. Maar beleef jy in die teenwoordigheid vanmôre van die Here, dat die Here Jesus het ook graag saam geëet en het hy die geleentheid gebruik om mense bymekaar te kry. As jy deur die Bybel blaai, is daar verskillende plekke, baie geleenthede, waar die Here net mense bymekaar kry en eet. As ons nie eet nie, bly ons honger. En ek is so bly, jy is vanmôre hier om vir 'n oomblik net in die een lied te sê, Here, breek U net die brood vanmôre. Breek U net vir my die lewensbrood. Maak daai brokstukke wat ek ervaar as 'n besoeker vir die eerste keer of 'n luisteraar oor die televisie of wanneer jy die podcast luister in die week, breek U net vir my die brood by die maaltyd want U maak die woord oop. En ons gaan saam met U fees vier om hierdie maaltyd van U woord, want U woord is lewend en kragtig, sê die teks, en is skerper as 'n swaard. Vanmôre is die Heilige Gees hier en die Heilige Gees wat jou kom leer, soos hy my geleer het en onderrig het. En die vraag wat jy en ek vanmôre vir mekaar vra is, gee jy of vat jy? En ek glo die teks gaan baie naby aan jou lyf kom vanmôre en jy mag dalk ergens begin rondskuiwe en 'n sweterigheid in jou nek ervaar, maar gee jy of vat jy? Want in die reis waarmee jy en ek besig is in hierdie kort weke reeks van verskillende boodskappe, is ons op pad na Paasnaweek, 17, 18, 20 April die opstanding. Is ons op reis saam met Jesus op hierdie pad waar ons beleef sy intense emosies en sy seer en sy pyn. Mense wat rondom hom vergader en wat hom versorg, maar mense wat ook weghardloop vir die trauma van die kruis. Gee jy of vat jy? Liewe vriende, so het plattelanders gereis na Jerusalem hierdie tyd van die jaar,
Hierdie tyd van die kerklike jaar in Israel was dit die Paasfees, die Pasgas gevier op die Vrydag van die Pasga was die geleentheid waar hulle die uittog uit Egipte eeue en eeue terug gevier het. Hulle ongesuurde brood geëet, gedink aan die smart en die lyding van die woestyntyd. Hier is die mense bymekaar in hierdie plattelanders reis. As jy byvoorbeeld daai klein bundeltjie gaan lees in die Psalmboek 120 tot 134, bedevaarsliedere, pelgrimsliedere, het hierdie reisigers gesing op die pad, mekaar bemoedig en versterk. Ek sla my oë op na die berge. Gelukkig is die man wat seuns in sy huis het, sy vrou is vrugbaar. Sing hulle vir mekaar en bemoedig hulle mekaar. En dis hierdie plattelanders wat op reis is. Dan kom hulle in Jerusalem, dan was hulle by die put van Siloam of die bad van Bethesda. Almal wil vir Jesus sien en hulle haas hulle om by Jesus te kom. Want hulle het gehoor van hom en hulle weet hy gaan hier wees en hy gaan die boodskap bring. En dis die boodskap vanmôre van gee jy of vat jy. Want dis 4 persone ter sprake vanmôre. Dan sien jy dit op die prentjies. Maria, Judas Iskariot, Judas, Jesus en ek en jy. Dis die karakters wat vanmôre hierdie toneel vul van daardie eettafel waar die mense bymekaar is. En jy kan gerus gaan kyk in die evangelies, hoeveel keer vroue Jesus versorg het. En ons gaan vanmôre lees van een vrou wat Jesus versorg het, maar daar's 4 sulke dele waar vroue na vore kom en kom dien. Gee jy of vat jy? Ek bid dat jy vanmôre geestelik gaan groei en dat jy die woorde wat ons vroeër gesing het nie net sommer sal gesing het nie, maar dat die Gees regtig jou binnekant kom volmaak het, dat hy vir jou kan kom sê, kom leer, kom onderrig, dit wat hy wil hê jy vanmôre moet hoor. Ons gaan vanmôre praat oor salwing met olie. Miskien is dit vir jou 'n vreemde gedagte en 'n vreemde ervaring, en ek moet vir jou sê vanmôre, dis vir my ook 'n vreemde ervaring gewees. Ek wat in die NG Kerk groot geword het, by Tikkies in Bloemfontein opgelei is, 14 jaar lank gespook het. Ek het nie salwing geken nie. Ek het nie geweet hoe werk dit nie. Daar's nooit gesalf nie. Ek moet vir jou sê, toe ek in Agape 4 jaar terugkom, toe moes ek vinnig wakker word. Want gou-gou het hulle my gesalf en ek het nie geweet wat gaan nou aan nie. En ek is uit my gereformeerde wortels uitgetrek en ek is gesê, kom ons salf jou. Ek ontken nie my wortels nie en ek is bly ek het daai wortels. En jy kom dalk ook uit daardie gereformeerde tradisie. En miskien is hierdie gedagtes van salwing en olie vir jou net so vreemd. Maar wil jy nie vanmôre net toelaat dat die teks vir jou oopgaan? En dat jy iets beleef van die ou tradisie van die kerk deur alle eeue. Waar jy ook daaraan kan deel. En as jy en ek in die Bybel gaan kyk, dan is salwing op verskillende plekke gedoen en op verskillende maniere. Hulle het byvoorbeeld, as hulle by die altaar kom, op die volgende skyfie, het hulle byvoorbeeld die altaar gesalf. Eli het vir Saul gaan salf in 1 Samuel 10. Jesus is die gesalfde. Dit was 'n teken van gasvryheid, net om meer daaroor. Jesus is gesalf die 3de dag in die graf. Maar jy en ek is ook 'n gesalfde. Later meer daaroor. So dis 'n bekende gebruik in die Bybelse tye in die teks opgeteken. Het hulle mense se voete gesalwe. Want jy sien, eintlik was konings op hulle koppe gesalf en sê die een Psalm, salf die koning en dit drup af en die salf Aaron en dit loop deur sy baard en dit loop deur sy klere. Dan kom dit op sy voete, hierdie vuil stof voete.
Want jy sien, die mense het mos nou nie skoene gehad nie. Hulle het nou sommer met plakkies geloop of met oop sandale. En dan kom hulle by 'n huis en dan is daai vuil voete nou daarmee saam. En wanneer laas het jy na jou voete gekyk? Ek praat nie daarvan as jy hulle inkleer, verskillende klere, want jy kan nie besluit watter van die 5 klere moet jy kies nie, dan maak jy sommer elke toonhaal 'n ander kleur. Wanneer laas het jy na jou hakke gekyk? Party mense se hakke sal nie eers met 'n grinder sag gemaak kan word nie. Maar wanneer jy na die voet gaan kyk, dan sien jy dat daar's nogal 'n paar beentjies in jou voete. 31, daar's 'n klompie beentjies. Daar's 'n klomp spiere, meer as 100 spiere in jou voete. Daar's 33 gewrigte. Dis 'n baie besonderse instrument, jou voet, want jou voet gaan voor jou uit en jy volg maar net jou voete. En as jou voete vuil is, dan is jy vuil, en as jou voete seer is, dan voel jy ook sommer seer. En as jou voete moeg is, dan is jy ook sommer moeg. Maar interessant dat Romeine 10 skrywe, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, wat die evangelie van die goeie verkondig. Ergens was daar 'n lied wat gesê het, neem my voete en skoeil Heer, met bereidheid om U te eer. En jy trek die skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig, en die wapenrusting trek jy aan. So jou voete is baie kosbaar. Jou voete is nie maar net sommer daar nie. Jou voete is vir 'n spesifieke rede gemaak. En nou in hierdie verhaal wat jy en ek lees, is voete so verskriklik belangrik, en wil ek jou graag saamneem na hierdie gedeelte, die 4de verhaal van 'n vrou wat Jesus salf in Johannes 12. Kom ons lees die teks. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat uit die dood opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Een slaaf het mense se voete gewas. So as jy by my kom kuier, dan was daar 'n slaaf by die voordeur met sy emmertjie en sy handdoek en dan het hy jou voete gewas. Want daai stofvoete het jy nooit meer in die huis ingekom nie. So 'n slaaf het jou voete gewas. En nou soos die evangelies mos is en die Nuwe Testament is, het 'n vrou mos nou 'n nuwe status gekry. Want jy sien in die Ou Testamentiese wêreld het 'n vrou mos nie status nie. So hierdie vanmôre 'n Joodse tempel wees, met die vroue in die chapel aanbid. Want die binnehof, hierdie gedeelte was net vir die manne. Daar's 'n Joodse gebed wat die Jood bid, dankie Vader, in die 3de plek dat ek nie 'n hond is nie, en in die 4de plek dat ek nie 'n vrou is nie. 'n Vrou het geen plek gehad. Sy het van die kombuis af ingekom met die kos, en sy is terug na die kombuis toe, en daar het sy geëet. In typiese evangelies keer die teks om. Maria word 'n slaaf. Maria daal na die laaste punt van dit wat gedoen kan word. Maria kom en sy is bereid om dit wat om die tafel gebeur te verander. Want jy sien, as jy een skyfie terugblaai, die agtergrond is van Johannes 11. 3 weke terug het ons oor Johannes 11, het Dominee Martin oor Johannes 11 gepraat.
as God te laat opdaag. Lazarus uit die graf uit. Hy is terug by sy familie van Martha en Maria. Sy vriend is Jesus. En hier sit hulle by die maaltyd. En Lazarus is daar en Johannes ag dit nodig om te sê, maar hy is terug in die huis. Die opgestane Lazarus. Hy is by ons en hy vier hierdie fees. En nou kom Maria. Maria kom en sy breek 'n kosbare reukflesie. Breek sy. En word sy 'n slaaf en sy smeer die olie oor Jesus se voete. En dan 'n verdere verrassing, sy het met haar hare afgedroog. Nou terug in die Joodse wêreld, in die Joodse wêreld het vroue lang hare gehad natuurlik, dit was die mode en dit moes vasgemaak gewees het. Het sy met 'n rekkie of met 'n stukkie leer of het sy in 'n bolla, maar jou hare moet vas. Want jy sien, as 'n vrou se hare loshang, in die Joodse wêreld was sy beskou as 'n vrou wat sedeloos lewe, eintlik 'n prostituut. So Maria word nie net 'n slaaf nie, Maria is ook bereid om haarself te degradeer na die vlak van 'n sedelose vrou en maak sy haar hare los. En anders as 'n handdoekie dan droog sy die voete af met haar hare. So 'n slavin word sedeloos om te dien. Om te gee. En dink ek aan daai teks van Jesus, van Petrus in die mooi poort in Handelinge 3, wat hy vir die blinde man sê, verlamde sê, ek geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek. En al wat Maria kan gee, is haar gawe van diens. Want sus Martha het die gawe van gasvryheid. Hoofstuk 11 het die twee susters weer 'n ete gehad en het hulle weer met Jesus in argument gewees. As hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou kom sy na die opstanding, nou kom dien sy, want sy gee, en sy gee wat sy het om te gee. Sy gee haarself. Sy gee om die minste te wees. En hoekom het Maria gesalf? Maria het gesalf, want sy het daai woorde gehoor, en die einde van hoofstuk 11 staan daar na Jesus gesê het, ek is die opstanding in die lewe. Toe sê hy vir Maria, glo jy dit? Jy sien, en dan kom hierdie slavin, dienares, kom met hierdie kragtige getuienis, ja Here, ek glo, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jy sien, my belydenis vat my na diens, my belydenis vat my na salwing toe, my belydenis vat my om die minste te word. Want sy salf, want sy het geweet, die dood het nie die laaste streepie nie. Sy het gesalf, want sy het geweet, hoop is daar, want die ewige lewe is vir hulle gegee wat in Jesus glo. En so in hakies, kan jy dink, jy gaan hierdie Joodse Christen vrou eendag ontmoet. Dat sy wat die dienares was, kon sê, ja Here, ek glo, en omdat ek glo, doen ek. Want ek gee my alles. Ek gee dit in 'n daad van liefde, in 'n daad van aanbidding, in 'n daad van totale oorgawe. Want ek weet, U die dood gaan U oorwin, want U is die opstanding en die lewe. So elke keer gryp hierdie skrywer terug na die gebeure van hoofstuk 11, en hierdie gebeure van hoofstuk 12 gryp vooruit na later se gebeure, Goeie Vrydag. Sy gee.
van sy breuke tradisie. En kyk 'n bietjie rondom jou. Hoeveel Marias sit rondom jou? Marias wat mamas en papas is, manne en vroue, wat kom met 'n botteltjie reukolie en dit afbreek en sê ek kom salf jou, ek kom gee wat ek het om te gee ek. En hulle sit die banke vol, hulle is die huise vol, hulle is die kantore vol, hulle loop in die mynskagte met hulle liggies, want hulle is bereid om te dien. Want jy sien, is 'n eeueoue tradisie van vroue, van die Sintigeis en die Odia, van die Bybelse Paulus se verhale, wat bereid is om te dien. Van Marias wat die oggend van die opstandingsoggend na die graf gaan, om te gaan salf. En jy kom uit so 'n tradisie, van oumas en ouma grootjies wat pannekoek gebak het om 'n kerksaal te bou of om die orgel te betaal. Jy kom uit 'n tradisie van mense wat bereid is om te gee en omdat hulle twee geslagte teruggegee het, nou gee jy, want jy het by Maria se voete gesit en nou sit jy by jou eie self, Maria. So laat die Heilige Gees vanmôre toe om na jouself te kyk en te sê, maar ek is 'n Maria. Want ek is bereid om te gee en te gee. Ek is bereid om die minste te wees. Ek is bereid om my te verlaag tot die status van 'n prostituut, maar ek gaan nie ophou om te gee nie, want ek is 'n Maria, my swaar verdiende geld, my energie, my tyd. Ja, dalk gee jy dit nie, maar jy kan jou gebede gee. Jy kan 'n WhatsApp stuur. Jy kan kom aanmeld vir diens. Want in die Gees se werking het jy 'n gawe gekry. Dis die Marias. Dis die Marias wat die ander wang draai, en die boekleed gee, en die ekstra kilometer loop. Dis die Marias wat gehoorsaam is, wat diep nederig is en wat Christus eerste stel. En dit leer jy jou kinders. Want kinders modelleer gedrag van hulle ouers. Jy gee, want jy is Maria. Want eers lê die gebreekte flesie. Maar jou huis in die teks is gevul met die geur, 'n aangename geur. Sê Paulus, is nie 'n doodsreuk nie. Dis 'n aangename geur. En nou gaan ek 'n interessante vraag vra, wat jy die vraag nie gaan verstaan, want waar kom hy nou by die vraag? Want hoe pas die vraag in die preek in, maar jy gaan nou sien, hoekom vra ek hierdie vraag? En die vraag is, as jy hier uitgaan en aan jou windveer van jou motor is 'n koevertjie, en as jy die koevertjie oopmaak, is daar note in van R120,000. Wat gaan jy net nou koop? Sê gou vir jou man, wat wil jy gou gaan koop? Dink by jouself, wat gaan jy koop as jy R120,000 nou kry? Nog ek, Maarten, Dawie en Susan kan dit nie vir jou gee nie, maar daar's ander wat vir jou R120,000 gee. Wat sal jy koop met R120,000? Maar nou is daar 'n volgende vraag, hoeveel gaan jy vir die kerk gee? Wat sal jy vir die Here se werk gee van daai 120? Al gee jy 10%, 'n tiende is dan nog steeds 9 oor. Maar jy sien, dis wat gebeur in die volgende toneel, want hierdie gesprek om die tafel verander ewe skielik. Die atmosfeer
skuwe. Twee manne gluur mekaar aan. Die woordewisseling verhard, word harder, ons koppe beweeg van links na regs. Maar daar verskyn 'n tweede man op die toneel. Kom ons lees vers 4. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, kyk die verduideliking. Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar kyk die verklaring, omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Die tweede man by hierdie tafel is Judas Iskariot, die Judas, die man van Kariot, gebore uit die stam van Juda. Net soos Dawid, net soos Jesus, uit dieselfde stamlyn. Sit vir 3 jaar in hierdie klein disipelkring. Maar hy dra ook die beurs en hy moet die begrotings laat klop van al die bydraes wat kom. En in hierdie liefdesoomblik dink sy kop syfers en dink sy kop dief en dink sy kop steel. Kan jy dink, liewe vriende, dat jou lewe lank na jou dood vir eeue en eeue gaan mense lees, Herman, die een wat die beurs gedra het, hy het van die bydraes gevat. En vir eeue gaan die kerk en die Christene hierdie stukkie CV lees. Maar Judas was inhalig gewees. Judas wou nie gee nie, Judas wou vat. Hy het min ooghare vir die armes gehad. Van 300 denarii, dis maar net die 2020 vertaling vir die silwermuntstukke. Dis daai vraag oor die 120.000. Dis die jaar se loon vir 'n dagloner, is daai silwerstukke. Hy het dadelik gesien, hier's geld te maak, ons kan dit nie net uitgooi, ons kan dit nie net mors. Daar's baie Judasse vandag. Want jy sien, die volgende stelling is die gevaarlikste stelling wat sê dat geloof en kerk kan toe nie so baie van mens eis nie. Die geloof in die kerk kan nie so baie van my eis nie. Dis wat Judas sê, en Judas spring op en sê, yes! Sy mors geld. Sy spandeer. Sy het nie respek vir die begroting nie. En die kerk mors net geld. Die kerk vra 7,50 om 'n stoel oor te trek wat jy waar kry. Die kerk vra allerhande toerusting om 'n gebou van miljoene op te rig. Die kerk vra en vra en vra net. Ek het net 'n begroting, ek kan nie meer nie. Die kerk trek my. Daar's baie Judasse. Daar's baie Judasse wat sê, ek gaan my 10de terughou van die kerk en die kerk en die kerk. Gee jy of vat jy? Liewe vriende, dan kom die teks baie naby aan jou vanmôre en dan skryf ek hierdie woorde wat ek hoop op die skerm verskyn. Maria slaaf of Jesus rebel, Judas rebel. Is jy Maria slaaf of 'n Judas rebel? Want in hierdie tafel is daar twee figure. Die een wat olie breek en salf, en die ander een wat sê net gee die geld. Want eintlik wil ek 10% van daai kommissie hê. Is jy 'n slaaf of is jy 'n rebel? En nou Judas sy woorde gepraat,
en Maria het klaar gesalwe, en nou kom daar 'n derde speler op die toneel op hierdie tafel. Nou is Jesus aan die woord. Nou skuif ons oë na Jesus toe. In vers 7 en 8. Vers 7 en 8 staan daar: Laat staan haar, sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle. Maar kyk die profesie, maar vir my het julle nie altyd nie. Jesus se woorde. Jesus sien deur Judas, Jesus sien sy liefdeloosheid. Jesus sien 'n vrou wat vooruit kyk, onbewustelik, na die volgende week se trauma en pyn. Jesus weet wat vir hom voorlê, en Jesus weet dat daar gewoonlik vir liggame wat gesterf het, vind daar salwing plaas. Wanneer die liggaam gebêre word in die grot of die gat wat in die berg gekap is, sê die tradisie, of wat op die 3de dag gesalf word. Hoekom die 3de dag? Want die Jode het geglo dat op die 4de dag het die gees die liggaam verlaat. Daarom in Johannes 20 gaan die vrou op die 3de dag om Jesus te gaan salf. En Jesus sê maar, sy dink aan die armes. Sy dink aan die mense wat kom op die reis, wat moet kom offer in die offeraltaar, maar wat nie die geld het om 'n lam te bring. En wat dan daar die minste wat jy kan koop is 2 duwe, wat dan daar 2 duwe kan koop en dit laat offer. So die armes is oral en die weduwees is oral. Dit was een van die kenmerke van die Handelinge Kerk, in Handelinge 2, hulle die weduwees gaan versorg. Hulle het na die wese gekyk, want die teks sê, sy bære dit vir my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my gaan julle nie vir altyd hier hê nie. So sy skuif haar versorging weg van die mense in nood, en sy skuif dit na haar geloof en sê, Here, ek gee maar net vir u. Ek bring solank my salfolie, Here, en ek salf u liggaam vir wat voor lê. Ek gee om, sê Jesus. En is dit nie wat Matteus 25 vers 40 sê? Matteus 25, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes, het julle dit aan my gedoen, sê Jesus. Ek was arm, ek was siek, ek was in die gevangenis, ek was honger. Dis die geringstes. Geringstes is baie meer as net die armes. Geringstes is die een wat nie 'n broodjie het wanneer die klok Dinsdag lui. Die een is daai een wat te veel maand het en te min geld. Dis die mense wat ons hulp vra. Ek lees eers hierdie aanhaling om te gee is soos reuk, lieflike reuk wat miskien nie gesien kan word nie, maar wat mens nie ongedaan maak of ignoreer of ontruik nie. En jy versprei dalk vooruit 'n getuienis. En Christoph Heitzig skrywe, if you really want to follow Jesus, he will make us people of the tell. Skip Heitzig. Dis wat gebeur wanneer die Heilige Gees in jou inkom, dan word jou hare 'n handdoek waarmee jy versorg. Het jy hart vir mense? Hoe wonderlik is dit om in Agape te sien dat armes, nood, pyn, seer, versorging, gebede, omgee, staan in rooi letters oor kinders van die Here geskrywe.
En dis waarmee jy al die Judas se antwoord, dis waarmee jy al die diewe en die skelms, dis waarmee jy hulle antwoord. Maar Jesus val nie sy karakter aan nie, Jesus val nie sy integriteit aan nie, Jesus gee vir hom doodgewoon skrif. Want daar's hy ou stelling wat sê skrif verklaar skrif. Ons het vir Maria met die reukolie. Ons het vir Judas Iskariot die dief. Ons het vir Jesus die een wat sê maar hy gee vooruit. Maar daar's 'n vierde karakter. Daar's 'n vierde karakter en dis jy en ek. En ons het net nou gesing dat die Heilige Gees in jou gaan inkom. Maar wat sê 1 Johannes 2 vers 20 vanmôre vir jou? Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Dis jou identiteit vanmôre. Al salf jy nie, al het jy nog nooit gesalf nie, al het ek tot op watter ouderdom nooit gesalf nie, was ek steeds 'n gesalfde, want ek het 'n gesalfde geword deur die Gees toe ek Jesus aanvaar het as verlosser in Waverley in Pretoria op 15. As die Gees by jou intrek, dan salf hy jou. En dis jou nuwe identiteit vanmôre, liewe vriende, hier in Moederskamer en aanlyn en podcast, dat jy vir jou kan sê, ek is nie net 'n Maria nie, ek is 'n gesalfde. Want ek is met die Heilige Gees gesalf, en die Heilige Gees het in my ingetrek. En saam met dit het ek nie deur Jesus gesalf met olie nie, maar hy het my met sy bloed gesterwe, sodat ek kan lewe. En die Vader omarm my, Vader, Seun en Gees. En dit woon in jou, en dit woon met jou, en dit woon saam met jou. So wil jy nie vanmôre na jouself kyk, sê professor Johan Heinz in dogmatiek vir ons, God se bril. God se bril kyk na jou as 'n gesalfde. En laat dan toe dat jy na jouself kyk as die een wat God nader trek en sê, ek kyk in jou oog en ek sien vir jou, want jy is besonders, want jy is my gesalfde. Al is jy arm, al het jy 5 kleur toenails, al het jy gebarste hake, maar jy bly 'n gesalfde van God. Wil jy nie daarmee na jouself begin kyk nie? En jy ken die Bybel, en jy ken die Bybel se boodskap. Vanmôre, vanoggend was dit jy as 'n gesalfde. Dit was die Here Jesus wat gesê het, sy gee vooruit. Dis Judas Iskariot die skelm wat sê, gaan verkoop die goed, jy mors geld. Dis Maria wat haar verlaag tot die laagste vlak van Lares se slaaf en 'n prostituut, wie se hare 'n handdoek word. So gee jy of vat jy? Maar ek wil jou graag vanmôre die geleentheid gee om iets te doen wat ook in jou geloofswêreld vir jou belangrik is. En dat jy word ook 'n getuie van jou eie salwing. Ek het vir jou vertel van my vreemde ervaring, en miskien is dit vir jou 'n vreemde ervaring, en miskien gaan dit vir jou eerste ervaring wees, en miskien is jy nie gemaklik daarmee nie, dan is dit ook reg.
Maar oral in die sentrum, op die galery en hier voor en daar agter, is hier 'n 40-tal botteltjies of 80-tal botteltjies volgemaak met salfolie. En ek wil hê dat jy vanmôre met iemand saamkom en sê, ek wil jou salf, want jy is 'n gesalfde. Jy doen dit op die voorkop, of jy doen dit op die hand, en ek salf jou in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. As jy gemaklik is, kan jy kom. As dit vir jou 'n vreemde ervaring is en jy wil kom, laat jou voete vooruit gaan, want jy het mos voete. En as dit vir jou heeltemal ongemaklik is, sal ek verstaan en respekteer ek jou, en waar ook al jy is, bly jy net sit. En ons luister na 'n besonderse salwingslied. Ons hou die salwing kort, ons bly almal rustig, en daarna sluit ons af met gebed. Jy het nou geleentheid om mekaar te salf. just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, and Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings, and Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do,
nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, no, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I'm caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike oomblikke gehad het, waar U vir ons die brood gebreek het, waar ons onsself kon versadig met die ewige brood van die lewe. Dankie dat ons 'n getuienis kan wees van gee en gee en gee. Bewaar ons dat ons net sal vat. En mag ons as gesalfdes U dien waar ons ook al gaan. In U naam alleen bid ons dit. Amen. 'n Wonderlike dag vir jou. Volgende Sondag is Palmsondag. Die kennisgewing is uit, die 3 kruise se reis. Mag jy 'n wonderlike week hê. Die Here seën jou. Just do it.